Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 18 Julie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Vader vir u wonderlike liefde. U alles oorheersende liefde, u alles oorheersende omgee. Here God, in God wat die heelal besit, CEO, eienaar, skepper van die heelal is, wat nog omgee vir piep klein mensies op 'n planeetjie ergens in die heelal weggesteek, wat in die prentjie van die heelal eintlik amper half nie bestaan nie. So niks beduidend is dit. Maar Here, dat u nog omgee, dit gaan alle menslike verstand te bowe. En Vader God, wil ons vanoggend maar net voor u kom buig, as die God wat ons nie kan beskryf nie, wat ons nie kan omvat nie, omdat ons plein gewoon te klein is. Omdat ons plein gewoon nie in staat is om dit te doen nie. Maak nie saak wat 'n kapasiteite u vir ons op aarde gegee het nie. Selfs die briljantste mind, soos die Engelse sê, het nie die vaagste idee eintlik wie hy is nie. Maar dat u vir ons 'n suurstofband gegee het wat ons onderhou, wat maak dat ons kan bly lewe, dat u vir ons 'n son en 'n maan gegee het. Here, dit getuig van 'n hoër hand. Daarom ons arrogansie ten spyte is u lief vir ons. Reik u uit na ons. Gee om vir ons. Here God, ons kom buig net voor u. In diepe nederigheid en diepe afhanklikheid en 'n diepe besef van ons absolute niksheid nie. Dankie Vader, dat u omgee en uitreik na ons. U hoef dit nie te doen nie. Maar dankie. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is natuurlik nou in Jakobus, vriende, soos ek gesê het, ek wil later tog 'n preekreeks miskien 'n bietjie uit doen, want hy is so 'n ongelooflike praktiese boek, né? Nou, ons het begin by Jakobus waar hy gesê het, hoorie so my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom, né? Want hy sê, as jy dit so deurstaan, dan sal dit jou volharding leer. Stel jou in staat om te volhard, né? Dan het ons 'n bietjie oor wysheid gepraat. Die Here gesê het, Jakobus vir ons sê, as jy wysheid vir God wysheid vra, sal hy gee. Moenie daaraan twyfel dat hy jou wysheid sal gee nie, as jy nie dit glo nie, as jy soos 'n brander wat heen en weer en op en af gedryf word. Toe het ons 'n bietjie stil gestaan by 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy aansien in God het, en die ene ou wat ryk is, moet hy besef hy's gering vir God. Hy's soos 'n veldblom wat kan vergaan. En dan vandag is ons by nog 'n gedeelte waar hy sê, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Nou gelukkig kan jy sê ook geseënd, geseënd, makarios. Jy kan sê geseënd. So gelukkig is ook geseënd is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou, as ons nou 'n bietjie verder gaan met hom, dan sê julle nou sien, liewe vriende, hy slaan die versoekingsgedeelte slaan tog 'n bietjie amper op begeertes. Maar vir my is ek hierdie eerste 12 vat, net 12, net die 1 versie 12. En dan is daar tog vir my 'n bietjie van 'n aksentsverskil. As jy vat beproewinge, liewe vriende, is
asof wat hy hierso kom sê, leer jy om die toets te deurstaan, en leer jy om te volhard. Dit beteken, nou ek sê mos maar altyd vir julle, my kop is te plat, maar ek weet nie hoe die hele ding van beproewing by die Here is nie. Alhoewel ek dit tog mos verstaan waar hy vir ons kom sê, hy snoei ons reg sodat ons meer vrug kan dra. So dit is toch beproewing, né? Maar is dit nou God wat dit doen, of is die lewe die een wat dit doen, liewe vriende, wat gebeur? En God gebruik dit wat in die lewe is om jou en my reg te snoei. Nou, dit is amper half my lyn, maar ek bedoel, dis mos nou maar net Rian se lyn. Ek sê mos nou maar altyd vir julle, jong, ek deel mos maar my hart met julle, so dis mos nou totaal aanvegbaar, né? Hoe God beproef of bring hy iets oor ons pad, vriende, daaroor is dit vir my swaar om myself uit te laat. Wat ek wel net vir julle sê, soos ek nou so pas gesê het, wat ek wel dink is, wanneer die lewe met jou en met my gebeur, wanneer daar die kankerdiagnose kom, wanneer daar die finansiële probleme kom in ons lewe, emosionele probleme, verhoudingsprobleme, kan God daardie beproewing gebruik, daardie ding wat jou beproef, wat jou tot die uiterste te beproef, kan God dit gebruik tot voordeel van jouself, sodat jy kan leer om te volhard. Dis al vir my uitgangspunt, né? Maar dis nou 'n Rian uitgangspunt. Ek sê nou maar net dit vir julle, né, dat julle dit weet. Ek is so dat hoe God beproef, my kop's bietjie plat met daai goed, want hoekom ek dit vir julle so sê, is by die beproewing ding, as die oomblik as ek sê God beproef, beteken dit God initieer iets slegs wat met jou en my met gebeur. Nou weet ons, sê Paulus vir ons, alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet, né? En ek en jy ken die tekste. Maar hoe werk dit regtig? En nou, ek het maar vir myself uitgeklaar hoe dit werk, vriende, reg of verkeerd. Ek sê mos nou altyd, hierdie goed is so vir my so lekker, en dis wat die Bybel vir my so lekker is. Ons kan met mekaar praat oor die goed. Ons kan met mekaar verskil oor die goed. Maar dis hoe Rian dit sien, né? So julle het nou my view op die beproewing. Die versoeking, kyk, also die beproewing, die versoeking is vir my bietjie op 'n ander vlak, né? Die versoeking is half, jy kies dit. Jy kies dit, né? Is iets wat in jou op, jy kies daai versoeking. Nou kom sê hy, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here hom beloof het. So beproewing gebeur met jou en met my. Dit is al ek die onderskeid wil maak, en versoeking, die kies ek en jy. Ons kies om daai ding te steel. Ons kies om af te kyk. Ons kies om 'n sekere denkrigting te hê. Dis versoeking. En ek en jy het die vermoë om dit teen te staan. Nee, daarom kom sê hy hierso, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Nee, wat nie toegee aan die versoeking nie. Nou in die konteks van hierdie mense in Jakobus se tyd versprei is oor 'n klomp so 'n groot stuk wêreld heen, kan ons sê, liewe vriende, hulle is omring deur al hierdie heidense nasies met al hulle afgoderry en met al hulle strooi, en kan hulle maklik, hulle wat nou kinders van die Here geword het, weer teruggaan na hulle ou weet toe, wat die afgode aanbid het met die sondigheid wat daarmee gepaard gegaan het, en dan kan dit hulle in versoeking bly, en as hulle daarvoor val, dan verloor hulle eintlik die ewige lewe, want later trek hulle streep deur Jesus, né? Dis amper al vir my hierdie spesifieke vers, maar nou sê hy, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan, sal hy as die oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het. So in die konteks van net hierdie teks nou, in die omgewing, want net die volgende gedeelte gaan hy nou meer na begeertes toe. Net in die konteks hiervan sou ek sê, gaan dit daaroor dat die mens standvastig bly in daardie omgewing waar hulle is, waar daar inderdaad versoeking is om weer terug te gaan na die ou weet toe. Geseënd is hy wat nie in daai versoeking toegee nie, maar standvastig bly in daardie versoeking, want hy sal ons op die ou ende die oorwinningsprys van die lewe ontvang. Gelukkig is jy as jy nie teruggaan na die afgode toe nie, maar bly by dit wat Jakobus oor Jesus vir julle verkondig het. Dit is vers 12. Vers 13 kom maar nou bietjie sal julle sien, dit begin die toonaard so bietjie verander. Dis sommer my 5 sent volgende, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.